Ons wonderlike Vader, wat 'n wonderlike voorreg, dat ons voor U mag verskyn, sonder dat ons dit verdien, sonder dat ons dit ooit goed genoeg kan wees daarvoor, kan ons na U toe kom in die genade van Yeshua. En het ons die vrymoedigheid om in sy geregtigheid voor U te staan, nie in onsself nie, maar in Hom, en dat ons daarom ons harte en ons hande en ons gedagtes alles kan ophef. En sê, Vader Jahwe, vorm en maak ons U welbehaaglik. Word dan verheerlik in ons samesyn vanmôre. Ons loof en ons eer U daarvoor in Yeshua se naam. Amen. Hartlike goeiemôre geliefdes aan elkeen van u. Kom ons blaai saam vir ons teksgedeelte na Romeine hoofstuk 11 toe. Romeine 11 ons teksgedeelte vir vanmôre. En ons skryf bo aan vanmôre se boodskap, die doel van die mens, die doel van die mens. Romeine 11, ons gaan daai bekende lofsang gaan ons lees, wat ons almal dink ek goed ken. Romeine 11 vers 33. Romeine 11 vers 33, kom ons begin saam te lees daar. O diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van Elohim, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van Jahwe geken, of wie was sy raadsman gewees? Of wie het die eerste iets aan hom gegee, dat het hom vergeld moet word? Want uit hom, en deur hom, en tot hom, is alle dinge. Syne is die heerlikheid, tot in ewigheid. Toe ons gepraat het rondom die mens binne die perspektief van Jahwe, het ons gepraat oor die nietigheid van die mens, en een ding wat ek graag wil aanhaal rondom dit is, die gedagte, dit is vir ons baie duidelik, dat Jahwe het niks nodig nie. Jahwe het geen skepping, geen skepsel is nodig vir hom nie. In homself is hy volmaak. Totale liefde, totale vrede, die volheid daarvan. In Jahwe se soewereine onafhanklikheid het hy behaag gehad om ons te skep. Sonder dat hy ons nodig gehad het, sonder dat ons ooit iets aan hom kan toevoeg. Deur sy welbehaag is ons geskape. En het hy die skepping en die skepsel geskape om hom te verheerlik. En tog is Jahwe in sy wese volkome verheerlik. So wees belangrik dat ons nie iets kan toevoeg daartoe nie. Dis klaar volmaak. Maar hy het ons in sy welbehaag geskape om hom wel te verheerlik. En daarom, is die eerste beginsel, hoekom is ons geskape? Ons hoofdoel, ons roeping, is om Jahwe te verheerlik. Kom ons gaan na Jesaja 43 toe. Jesaja 43. En ons lees daar vers 7. Elkeen wat na my naam genoem is, wat ek geskaap het tot my eer. En ek wil graag hê dat ons hierdie beginsel moet verstaan. Hoekom is u en ek geskape tot die eer van Jahwe? Efesiërs 1 vers 11, jy kan maar net luister. In hom in wie ons die erfdeel het, ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordineer is, sodat ons kan wees tot lof en tot eer van sy heerlikheid. Hoekom is ons geskape? Om Jahwe te eer. Hoekom is ons uitverkies en na sy naam genoem om Jahwe te eer? Alles lei na hierdie een handeling om Jahwe te verheerlik. Daarom
doen ons alles wat ons doen in ons bestaan op aarde om wat te doen? Om Jahwe te verheerlik. 1 Korinte 10 vers 31. Die konklusie dus, voor ons verder gaan is, Jahwe het ons glad nie nodig nie. En dit moet ons weet. Nie eers vir 'n oomblik nie. Tog het hy ons geskape in liefde om hom te verheerlik. En dit klink dalk vreemd, maar die voorreg en die eer lê by ons. Want Jahwe kan niks toevoeg nie. Dis 'n wonderlike voorreg vir ons om te mag deel in die heerlikheid van Jahwe. Ons enigste bestaan dus is die enigste waarde wat ons het op aarde. En hoor mooi, die enigste waarde wat ons het op hierdie aarde word nie geheg aan onsself nie, word geheg aan die eer wat ons aan Jahwe gee. En as jy Jahwe nie eer gee nie, verdien jy nie om te bestaan nie. Verdien ons die oordeel en die vernietiging. Want in onsself, inherent, is ons niks. Nutteloos. Tog, die gewonderlike, geweldige voorreg, dat ons Jahwe mag verheerlik. Dat ons geskep word, om Jahwe groot te maak. Daarom, jou enigste bestaanregs en my enigste bestaansreg op hierdie aarde, is om Jahwe te verheerlik. Enigiets anders kom tot niks. Daarom, die einddoel, daar is nie, hoor mooi, daar is nie in ons lewe 'n groter en 'n hoër roeping of 'n taak of iets wat voorlê buiten hierdie een handeling om Jahwe te verheerlik. En dit is ons roeping. Wanneer ons sien dat Jahwe dan juis van voor die grondlegging van die wêreld af ons geroep het en dit aan ons oorgegee het om hom te verheerlik, dan besef ons die voorreg daarvan. Wanneer ons hierdie heerlikheid nie aan hom bring nie, maar sy naam verag en sy naam eintlik oneer aandoen, dat hy sy seun stuur om te sterf, om ons weer te kan terugbring, sodat ons hom kan verheerlik, dan besef ons die wonderlike voorreg daarvan. Nie my reg dat God vir my kom sterf nie, maar die voorreg dat Jahwe in liefde vir my weer daardie geleentheid gee. Die almagtige Skepper het ons uitsluitlik geskape om hom te verheerlik. Wat sê Jesaja? Kom ons gaan gou daar in Jesaja 49 toe. Terwyl ons daar by Jesaja 43 is dit vinnig Jesaja 49. En hy het vir my gesê, jy is my knegt Israel, 49 vers 3. Jy is my knegt Israel, in wie ek my verheerlik. Die antwoord is dus oorweldigend. As ons vra, wat is ons doel op aarde? 'n oorweldigende antwoord om Jahwe te verheerlik. Dit bring ons by die tweede vraag. Hoe verheerlik ek Jahwe? Hoe doen ek dit prakties? As ek weet dis my roeping, hoe doen ek dit dan? Die eerste gedagte is die gedagte van die Griekse woord doxa, wat beteken om groot te maak of om te verhef, en ons doen dit deur lofsange, deur ons gebede, deur ons dank aan Jahwe, om in Jahwe te glo, maar dan is daar 'n volgende, en dis die belangrike konsep van die verheerliking van Jahwe, en dit is doxazo, wat beteken om te deel in die heerlikheid, om dit deelagtig te word, en dan to transfigure or to be transfigured. Dit beteken, dat Jahwe het ons geskape na sy beeld en sy gelykenis. Hoe verheerlik ons Jahwe deur sy beeld deelagtig te word? Daarom is ons hoofroeping in Yeshua om verander te word na die beeld van Yeshua. Dus, om Jahwe te verheerlik is om sy heerlikheid deelagtig te word. Om die karakter van Jahwe deelagtig te word. Om die eienskappe van Jahwe uit te leef. Dis ons roeping.
Want Jahwe het ons geskape met daai uitsluitlike doel om sy beeltenis te wees, om juis in daai uitlewing van Jahwe se karakter en wese hom te verheerlik. Daarom is dit juis Jahwe wat in ons werk om sy beeld in ons uit te bring. Dis die groot genade. Die hele werk is om sy beeld uit te bring tot verheerliking van sy naam. Daarom die kosbaarheid. Kolossense 3 vers 10. Kom ons blaai saam soontoe. Kolossense 3 vers 10. Daarom is die kosbare werk van Yeshua om vir ons as gelowiges nuwe lewe te gee, juis om die lewe van Jahwe in ons voor te bring, vers 10. En julle met die nuwe mens bekleed, wat vernuwe word tot die kennis na die beeld van sy Skepper. En dit moet ons weet, dat Jahwe word nie net verheerlik deur ons lofsange en ons eer aan Jahwe nie. Hoe word hy verheerlik? Deur elkeen van ons wat sy karakter deelagtig word. En ons gaan aan die einde van die boodskap kyk, hoe lyk daai karakter? Maar dit is die fokus van ons lewens, om die wese van Jahwe, wat hy deur sy gees in ons kom uitstort, daai nuwe lewe, om dit deelagtig te word. 2 Korintiërs 3 vers 18, kom ons blaai saam soontoe. 2 Korintiërs 3 vers 18. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van Jahwe aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, voor ons verder lees. So wat doen ons? Hoe meer ons na Jahwe kyk, hoekom vul ons dan ons lewens met Jahwe? Hoekom vul ons lewens met sy woord, met ons gedagtes oor hom, bedink die dinge wat daarbo is? Want hoe meer ons lewens vul met hom, hoe meer kom sy beeld in ons na vore. En dan, sodat ons dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur Jahwe wat die Gees is. Ons word dus, ons doel op aarde is om juis, dit wat ons almal, die evangelie wat ons goed ken, my lewe af te lê, agter te laat, my begeertes, my wil, my vrese, my onsekerhede, al my goeders agter te laat. My hoofdoel op hierdie aarde is daai een taak, om Jahwe te verheerlik. En hoe doen ek dit? Doxa, om lof te bring, om groot te maak, doxazo, om te een te word met hom. Hy deur my. Romeine 8 vers 29, jy kan maar net luister. Want die wat hy van tevore geken het, het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun. As ons dit besef, voor die grondlegging van die wêreld, Jahwe se doel is wat? Laat ons op die einde een word in die beeld van Yeshua, en die wat hy geroep het, die het hy geregverdig, en die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Deur sy beeld in hulle voor te bring. Ons verheerlik Jahwe, deurdat ons sy gestalte uitleef, tot verheerliking van sy naam. Blaai gou saam na Johannes 15 toe. Johannes 15 vers 8, wat ons almal goed ken. Johannes 15 vers 8. Johannes 15 vers 8. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra. Want waar kom die vrug vandaan? Wie is die volheid van vrug? Dis tog Vader Jahwe. En hoe meer ons dit word, hoe meer verheerlik ons hom in dit.
Die kern dan, en nou kom ons by die volheid van die vrug, en dis belangrik. Wanneer dra ons werklik vrug? Is dit maklik om Jahwe te loof wanneer dit goed gaan? Dis makliker. Is dit maklik om blymoedig te wees as dit goed gaan? Ja. Wanneer kom die vrug tot volle gestalte? Wanneer dit nie goed gaan nie. Wat is die kern van die vrug van die lewe van Yeshua? Sy sterfte, maar dan ook sy opstanding. Maar sy getrouheid in sy sterfte. Want het is maklik om Jahwe te loof wanneer jy opgewonde en dankbaar is in alles, maar wanneer jy daar in blokke geslaan is soos Johannes hulle en jy is middernag en jou sere is nie behandel nie, dan kos dit vrug om 'n loflied tot eer van Jahwe te sing. En dis dan wanneer die beeld van Jahwe besonderlik in ons na vore moet kom sodat hy verheerlik kan word. Wanneer word Jahwe besonderlik verheerlik? In die vervolging van die gelowiges. In die swaar kry van 'n gelowige, waarin daai gelowige nog steeds in geloof die lewe van Yeshua kan leef. En dis ons roeping. Want ons almal skryf toets. Ons almal se geduld word beproef. Dit is maklik om geduldig te wees as dit nie beproef word nie. Dis maklik om vergewingsgesind te word as niemand jou te nakom nie. As iemand jou te nakom vir wie jy niks voel nie, dit beteken niks nie. Maar wanneer hulle wat naby jou is, jou te nakom, dis dan wanneer vergifnis en genade en barmhartigheid en ware vergewing nodig is. Daarom, as ons werklik die beeld van Jahwe dra, want onthou, swaar kry en beproewing bring voort wat in jou hart is. Hoor mooi. Baie keer dink ons het geloof. Ons beroem ons het geloof, ons beroem ons het geduld, ons beroem ons is alles, maar wat is die oomblik van swaar kry? Daai oomblik van, daar's nie 'n antwoord nie, daar's 'n donkerte, daar's 'n nag, daar's 'n einde, daar's 'n stopteken wat ek nie kan oorgaan nie. Dis wanneer geloof getoets word, wanneer ek juis verkeerdelik hanteer word, onregverdig beskuldig word, verkleineer word, verneder word. Dis wanneer vergifnis daar moet wees. En daarom, ons gaan na Romeine 5 toe. En voor ons dit gaan lees, wil ek graag dit deel. Baie keer dink ons wanneer ons getoets word, ons praat daarvan generies, maar ons word getoets. Die oomblik wanneer daar geloof nodig is, ek word getoets, of wanneer daar geduld nodig is, of wanneer daar volharding nodig is, ons word getoets. Nou wil ek graag dit vir u sê. Ons het so gewoond geraak aan ons bestaan, dat ons dink ons dra vrug, en dan as ons getoets word, dan kan ons maar bietjie struikel. Wanneer ons toets dra, is juis ons vrug. Jou vrug is nie wanneer dit goed gaan en maklik is en jy vreugdevol. Jou vrug is wanneer dit regtig teen jou vlees is. Want waarteen is die vrug? Jy het die vrugte van die vlees en die vrug van die gees. En die vrug van die gees is eintlik net werklik vrug as jou vlees alles teen dit voel. As jou vlees kwaad is en selfsugtig is en woedend is en te nagekom voel en al hierdie goed, dan is dit nodig vir die vrug van die gees om werklik na vore te kom om Jahwe te verheerlik. En dis ons roeping. Daarom, kom ons lees daar vers 2. Kom ons lees vanaf vers 1, want dit is so mooi. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by Elohim deur ons meester Yeshua Messia. Ag, ek wil net tog dit sê. Was ons skuldig gewees voor Yeshua gesterf het? Was daar iets dat ons kon gesê het, Jesus, maar ons kan op ons eie voete staan? Nee, ons het genade nodig gehad. Het ons barmhartigheid nodig gehad? Het ons vergifnis nodig gehad? Lankmoedigheid, alle vrugte van die gees, sodat ons aan Jahwe kan behoort? Absoluut. Vers 2. Deur wie ons ook, deur die geloof, die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. Net gou dit sê, wat is genade? Genade is iets wat jy ontvang. Is dit genade, hoor mooi, dat ons Jahwe kan verheerlik? Is dit genade dat ek kan vergewe? Is dit genade dat ek kan lankmoedig wees?
Dis 'n kosbaar, dis 'n gawe. Ek verdien dit nie. Dis 'n gawe. En ons roem in die hoop op die heerlikheid van Elohim, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukkinge lydsaamheid bewerk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid die hoop. Geliefdes, besef ons daai voorreg. Ek wil gou vir jou vra, kyk gou op. Ek gaan dit nou weer vir jou vra. Besef jy dat in jou swaar kry, is dit genade sodat jy Jahwe kan verheerlik. En hoor mooi, nie dat jy kan bid dat dit moet ophou nie. So gou as moontlik net moet verbygaan nie. Want dis wat my vlees wil doen. Wat doen my vlees? My vlees wil dit so gou as moontlik, so vinnig as moontlik verby kan kry, sodat ek weer kan aangaan met my lewe. Maar om regtig, en hoor mooi, my gebed is dat daai pen in jou hart sal val. Dat jy werklik sal besef, benoudheid en swaarkry en uitdaging en teestand en worsteling en wat dit ook al mag wees op jou pad, is sodat jy 'n gawe, sodat jy kan vrug dra. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit elkeen red Jahwe hom. Is jou beproewing daar om jou te vernietig? Sal hy jou ooit bo jou vermoë beproef? En dit moet ons onthou. En daarom binne daai veiligheid kan ek sê, Jahwe, ek wil vreugde vind in die stryd wat U op my pad lê. Dalk is dit by die werk, dalk is dit met familie, dalk is dit finansiëel, dalk is dit met 'n vriend, dalk is dit, maak nie saak wat dit is nie. Dis jou geleentheid om dis jou opdrag om vrug te dra. Dan daarmee saam, waar het Paulus swaar gekry en watter dorp? Nie watter gemeente het hom moeilikheid gegee nie, want dit weet ons is Korinte. En watter dorp het hy die swaarste vervolging amper ervaar? Filippense. Wat skryf hy Filippense 4 vers 4? Wat ons almal goed ken, verbly julle altyd in Jahwe. Dis eintlik interessant dat Paulus vir die een gemeente waar hy geweldig vervolg, nie die gemeente nie, die dorp waar hy geweldig vervolg is, vir hulle kan skryf, want julle moet weet, Filippense, al word julle geslaan, al word Paulus agtergelaat vir die dood, hulle het hom doodgegooi met klippe, gedink hy is dood en weggegaan. Verbly julle altyd in Jahwe. Ek herhaal, verbly julle. Die vrug in die verheerliking van Jahwe is om nie te kyk na wat gebeur met jou nie, maar te weet wie hou jou vas. Tessalonisense 5 vers 16, dieselfde, die van julle wat notas maak, wees altyd deurbly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar. Wees dankbaar wanneer dit goed gaan met jou. Wees altyd dankbaar. Ek wil gou jy wees gou eerlik vanmôre. Wees gou eerlik. Wie van julle raak so bietjie murmurerig as dit nie goed gaan nie? As iemand jou so bietjie te nakom. Hoor wat sê Paulus vir Tessalonisense? Wees altyd dankbaar. Beteken dit ons moet alles goedkeur? Beteken dit ek keer Louis moet goedkeur wanneer ek van Louis skinder? Nee. Maar Louis moet weet, hy behoort aan Jahwe. Jahwe sal sy naam beskerm. Dis nie sy werk om my te na te kom, terug nie. Moenie goed met kwaad vergeld nie. Wat moet ons aan ons vyande doen? Goed doen. En dis belangrik. Seën die wat julle vloek. Seën en moenie vervloek nie. En hoor mooi, want ons is besig met 'n groter koninkryk. Ons is besig met iets baie, baie groters as hier op aarde. En ons word so vasgevang in hierdie wêreld. En ons wil hou 'n uitdeel hier op aarde, dis nie ons werk nie. Ons het 'n groter roeping. En daarom het ons aan die begin vasgemaak, wat is jou grootste roeping op hierdie aarde? Wat is jou bestaansreg op hierdie aarde? Om Jahwe te verheerlik. Is dit om jou naam te beskerm teenoor mense wat van jou skinder? Is dit om mense terug te kry wat jou benadeel? Is dit om jouself te laat geld want ander trap op jou? Nee. Is om Jahwe te verheerlik. Jakobus 1 vers 2. Ag dit loutere vreugde my broeders wanneer julle in allerhande versoekinge val, want dit bewerk lydsaamheid. My gebed vanmôre, en hoor hierdie woorde. Ag dit loutere vreugde. Kan daai vreugde uit jou vlees uitkom? Nee. Wat gaan uit jou vlees uitkom? Woede, aggressie,
jaloesie, irritasie, bitterheid, oordeel, selfsug, selfbejammering. Dis wat uit jouself uitkom, en jy gaan kyk na die wêreld om jou, en jy gaan deur hierdie brille van bitterheid en woede en oordeel en selfsug en alles kyk, en wat is die einde daarvan? My gedagtes word daarmee gevul, as my gedagtes daarmee gevul word, is dit 'n toksiese kringloop tot my eie dood. Of ek kan daarna kyk, wie hou jou vas in geloof? Jahwe. Kan iemand beskuldiging inbring teen die kinders van Jahwe? Ek wil gou, jy moet so maak. Kan iemand beskuldiging inbring teen die kinders van Jahwe? Nee. Jahwe is self wat ons regverdig maak. Hy self wat ons red. 1 Petrus 1, kom ons blaai saam so intoe. 1 Petrus 1. Petrus 1 vers 6. Daarin verheug julle heel, net gou vinnig, net vir die interessantheid, waaroor het 1 Petrus 1 vers 3 gegaan, oor die wedergeboorte wat Jahwe ons geskenk het, die nuwe lewe. Vers 6, daarin verheug julle, al word julle nou as dit nodig is 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Yeshua Messia, vir wie julle, al het julle hom nie gesien en tog lief het, en wie julle al sien julle hom nou nie, ook glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Ek wil graag met u iets deel. As jy nie werklik bewus is van Jahwe in jou lewe nie, kan jy nie vreugde vind in beproewing nie. Jy kan nie. Jy kan dit sê vir mense, jy kan dit voorhou vir mense, dit gaan nie gebeur nie. Maar wanneer jy oorweldigend bewus is van Jahwe, van die veiligheid van sy handeling met jou, dan weet jy, Vader Jahwe, maak nie saak wat is die storm nie, wat is die onsekerheid, wat is die stryd, wat is die aanslag, wat is die swakheid, wat is die uitdaging, selfs al is dit sonde, al is dit wat, U hou my vas. Jy kan dit net doen as jy bewus is van wie Jahwe is. My vraag dan vanmôre. Ons weet, punt 1, ons is geskaap om Jahwe te verheerlik. Punt 2, ons weet, dit is om soos die karakter van Jahwe uit te leef. Punt 3, daai karakter word getoets, juis in beproewing. Wat is dan die karakter wat na vore kom? En daarom, geliefdes, wanneer ons Jahwe ervaar, wanneer ek Jahwe se woord ervaar, as waaragtig, dan kan ek, selfs al is my vlees swak, selfs al is my emosies swak en die mekaar en onseker oor iets wat gebeur, kan ek soos Dawid sê, o my siel, wees rustig in my. Waarom is jy so onrustig? My hart, my fokus, my redding, my genade, my beskerming, lê by Jahwe alleen. En daarom wil ek seën die wat my vloek. Daarom wil ek vergewe die wat my te nakom. Daarom wil ek 'n sagte woord spreek, al word daar op my geskree, of geraas, of wat ook al. Want my roeping is om vir Jahwe te verheerlik. Sefanja 3. Voordat ons dit verder lees, wil ek dit tog vra. Kan ons dit wat verkeerd gedoen word aan ons hanteer, omdat ek beter is? Kan ek stil bly wanneer iemand my te nakom omdat ek beter is? Nee.
Hoekom doen ons dit? Want ons het dit ervaar, Jahwe het dit vir ons gedoen. En juis omdat ek klein is, juis omdat ek besef, maar ek is niks beters nie. Dis nie omdat ek myself daar op 'n troontjie sit, dat ek kan vergewe as ander my te nakom, of dat ek kan stil bly wanneer almal van my skinder, of wat dit ook al mag wees. Dis nie omdat ek beter is, dis omdat ek juis besef het, maar jy, o mens, is niks. En ek het genade nodig gehad. En ek het vergifnis nodig gehad. En ek het barmhartigheid nodig gehad, want ek is die grootste sondaar van almal wat daar is. En as Jahwe dit nie met my gedoen het nie, en daarom uit dankbaarheid wil ek sy karakter leef. As jy nog nooit ervaar het, jy's verlore nie, die vrug van jou mens wees, dan weet jy ook nog nie wat se redding nie. Want solank jy dink jy in jouself goed genoeg is, jou stilte tye is lank genoeg, jou lofgebede is intens genoeg, jou geestelike ervarings is groot genoeg. Dis eers wanneer jy by die vloekpaal gaan staan en jy werklik besef, ek het Jahwe nodig. Punt stop. Geen onderhandelinge, ek kan niks vir Jahwe bied nie, ek is niks, ek is tot niks in staat in myself nie, ek is net die een kenmerk, Jahwe, wees my sondaar genadig. En omdat hy was, kan ek daai karakter uitleef van ander. Voor ons verder gaan wil ek Sefanja lees, wil ek sê, ek dink seker een van ons grootste swakpunte is ons ken nie ons eie sonde nie. Ons dink, wanneer jy nou anders het, jy al dit ervaar, jy jok, maar wanneer ek nou net sien Charles jok, dan voel dit vir my baie erger. En ek steel 'n pen by die werk, maar laat iemand anders nou net iets steel, dan is dit regtig sleg. Ons eie sonde bedek ons vlees doen dit. Kyk, ek kan kwaad praat van Lisa, maar laat Lisa net ietsie van my sê. Dan voel ek gebelgd. Geliefdes, juis omdat ons nietig en swak is. En elke ware kind van Jahwe is diep bewus van sy eie swakheid. En ons kan dit wat ons doen, net doen, omdat Jahwe dit deur ons doen. Ek kan net vergewe, want hy vergewe deur my. Hoor mooi, Sefanja 3, vers 17. Jahwe, jou Elohim is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde. Hy juig oor jou met gejubel. Hoor nou mooi. Ek wil net gou die agtergrond wat hy so mooi sê. Hy sê, Jahwe, jou Elohim is 'n held. Hy verheug hom oor jou. Hy's bly oor jou. Hy swyg in sy liefde. Hy vind vreugde in jou. Hoekom? Vers 18. Die wat bedroef is, ver weg van die fees, versamel ek. Hulle hoort by jou, die smaad druk swaar op hulle. Kyk, in die tyd sal ek met al jou verdrukkers handel, en die wat krepeel is, sal ek red, en die wat verjaag is, versamel, en ek sal hulle maak, tot 'n lof en tot 'n roem, wie se skande oor die hele aarde was. Wie is die een wat optel en verhef? As jy vandag voel, jy word onnodiglik verneder, jy word onnodiglik dalk, en jy wil so graag vir jouself bietjie beklei, jy wil so self, Jahwe is die een. Wie kom die wraak toe? Jahwe alleen. En dit moet ons onthou. Ek wil begin afsluit en ek wil sê, wanneer ons werklik besef, dat Jahwe ons geskaap het, om hom te verheerlik, om sy karakter te leef. Wat is dit wat Moses van Jahwe sien daar? Jahwe, openbaar u self aan my. Moses, ek sal my heerlikheid by jou laat verbygaan, maar my van aangesig kan jy my nie sien nie. Maar ek sal jou bedek daar in die skeur en ek sal my heerlikheid uitroep en by jou verbygaan. Wat roep Moses toe hy dit klaar gesien het? Barmhartige, genadige Elohim. Ons roeping is om daardie liefde
en lewe van Jahwe te leef. Wanneer ons besef dat ons optrede en ons woorde, die feit dat ek mag praat, en ek sluit hiermee af, die feit dat ek kan praat, is daar om vrug te dra. Die feit dat ek iets kan doen, is daar om Jahwe te verheerlik om vrug te dra. My bestaan op aarde is een doel, om Jahwe te verheerlik. Deur sy karakter deelagtig te word. En daarom vra ek vanmôre vir jou, is jy besig om in jou lewe die doel waartoe Jahwe jou geroep het te volbring? Of is jy so besig met jou probleem, so besig met die persoon, so besig met die uitdaging, alles rondom, want die oomblik as ons na die vlees gaan kyk, wat se vrug gaan ons dra? Vlees. Ons sluit dan af met die gedagte, julle is Israel, in wie ek my verheerlik, in wie ek my openbaar. Ons is die volk in wie Jahwe hom openbaar. Jahwe wil in jou lewe sy karakter leef, sodat ander dit kan sien en hom kan verheerlik. Kom ons staan en bid ons saam. Vader Jahwe, in kleinheid en in nederigheid, wil ons vra, help ons om werklik U te verheerlik. Geef vir ons daardie bewustheid deur U Heilige Gees, deur die werking van U Gees in ons harte, wat ons oortuig, Vader Jahwe, want ons wil meer en meer elke dag. Ons wil onsself afsterwe, ons wil ons vlees agterlaat, ons wil ons eie begeerlikhede, want ons is hier nie om ons koninkryk te bou nie, ons is deel van die koninkryk van die hemele, wat soveel groter, soveel wonderliker is as hierdie bestaan op aarde. Maar wat tog hier op aarde geopenbaar word, in die vrug wat ons dra. En daarom is ons gebed, Vader Jahwe, vorm ook ons vanmôre, elke dag, na U wil en na U welbehae, sodat U werklik in ons lewens verheerlik word. In Yeshua se naam bid ons dit. Amen. Kom ons ontvang die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.